Dit is donderdag 26 Maart 2026. Ons is hierdie week besig om met mekaar te gesels oor oestyd. Oor die oestyd in ons eie lewe, maar ook oor groter gebeure in ons land en reg oor die wêreld. Ek wil begin deur twee verse vir ons saam te lees uit Filippense 1 vers 9 en 10. Ek bid dat julle liefde al meer sal toeneem in kennis en fyn insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Ek bid dat julle in liefde sal toeneem. In kennis sê die ou vertaling in fyn aanvoeling. Ons sal dit ook kon vertaal met sensitiwiteit, om die dinge waarop het regtig aankom te kan onderskei. En Benjamin Hof het op 'n stadium gesê, 'n slim verstand beteken nie dat jy 'n hart het nie. Kennis gee nie noodwendig om nie. Wysheid gee werklik om. Ons lewe in 'n geweldige verdeelde samelewing. Die oorsaak van die verdeeldheid kan baie redes hê. Binne die konteks van ons weekse saamgesels, sou ek die vraag wou vra, maar watter tipe saad saai ons wat op die ouend verdeeldheid na vore bring, wat ons op die ouend verdeeldheid laat oes? En dis nie net reg oor die wêreld waar ons op die oomblik verdeeldheid sien nie. Ek is die afgelope tyd betrokke gewees by Graaf-Reinet, die dorp wat 'n naamsverandering ondergaan het, en ook geweldige interne konflik tussen rassegroepe beleef het. Ek het net weer besef dat verdeeldheid is oral teenwoordig. Dit kan selfs in jou huisgesin wees. Waar kom dit vandaan? Daar kan baie oorsake wees. Maar dit voel vir my of mense, dis een van die redes, hierdie obsessie het om altyd reg te wees. Partymal voel dit vir my of hulle meer besorg is oor hulle naam en die feit dat hulle reg is, as die effek wat hulle interaksie en debatte werklik op die lewe van ander het. Jy sien, jy kan reg wees, in aanhalingstekens, en steeds nie deel van 'n herstelde verhouding wees nie, of deel van die oplossing wees nie. Jy word dan, al is jy reg, deel van die konflik. Wat jy in werklikheid doen met ondeurdagte woordkeuse, al is jou feite dalk reg, is om konflik te saai en te oes. Die Bybel gebruik taal soos versigtig soos slange en opreg soos duwe. En soos ons gelees het volgend, ek bid dat julle sal groei in liefde en fyn aanvoeling. Daar is 'n verskeidenheid van kennis. Feitekennis, natuurwetenskaplike kennis, idees, standpunte, oortuigings en veel meer. Die ou kerkvaders was egter ook oortuig dat ware kennis groei, waar ons kopkennis afsak na ons hart, en die twee vermeng raak, om met ware sensitiwiteit vir ander ware heling te bring. Terselfdertyd het hulle gesê, dat ons hartstogte en begeertes, die toepassing van ons kopkennis kan beduiwel, en tot slegte vrugte kan lei. My innige gebed is dat ons al meer met liefde, sensitiwiteit en wysheid sal leef, en dit sal saai, sodat ons 'n merkwaardige, ander soortige oes sal kan inbring.